Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie Woensdag, die 15de April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Weet, Israel was verlos uit Egipte uit. God het hulle verlos deur die leierskap van Moses. Hulle is deur die see in die woestyn in. Daar was hulle vir 40 jaar as gevolg van hulle sonde, hulle ongehoorsaamheid. Al die oudstes van Israel, die 70, wat saam met Moses uit Egipte uitgekom het gesterwe. 'n nuwe generasie het na vore getree. 'n nuwe generasie onder die leierskap van Josua het deur die Jordaan gegaan, soos wat God hulle beveel het. En dit kan jy lees van Josua 1 tot 5. En hulle het in die kant van Jerigo gekom. En daar het God hulle beveel gegee om te besny, elke man. En daar het hulle gewag tot hulle gesond geword het. Hulle het gerus. En die leerowerste van die Vader het na Josua gegaan. Ek lees graag die gedeelte in Josua 5 vers 2 tot 15. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorheide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het, die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede. Maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie. Die land wat oorloop met melk en honing, maar in hulle plek het hy hul seuns gestel, en die het Josua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. Toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. Nou ons moet besef, dat toe hulle deur die Jordaan trek, het die woord versprei. En die Kanaaniete het daarvan gehoor, en hulle het bevrees geword. Hulle moed, staan in Josua 5 vers 1 geskrywe, hulle moed het versmelt, hulle hart het versmelt. Hulle het geen moed meer gehad nie. Kan jy jouself indink, jy hoor hier kom 'n volk, groot volk, aangestap in daai dae. En die Jordaanrivier maak vir hulle oop, dat hulle kan deurloop op droë grond. Jy hoor daarvan. Het die Kanaaniete spioene gehad wat dit gesien het? Ons weet nie, dit sê nie. Maar hulle het geweet in detail wat gebeur het. Hulle moed was af. Hulle het geweet, hier kom moeilikheid. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jerigo.
En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet. Ongesuurde brode en gebraaide koring daardie selfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie. Maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, let wel, hom met 'n hoofletter H, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Wie is die leerowerste van die Vader? Dis Jesus Christus. Jy sien, hy kom met die swaard in die hand. Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Onthou Moses, toe die Vader hom geroep het, daarby Horeb, het die Vader hom geroep by die brandende bos, en toe Moses nader trek, toe sê hy vir hom, trek jou skoene uit, die grond waarop jy staan is heilig. En hier, voordat Josua hulle nou, of eintlik terwyl hulle net in die beloofde land in is, deur die Jordaanrivier, sê die leerowerste vir hom, die leerowerste van God die Vader, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan, is heilige grond. Jy sien, die geskiedenis herhaal homself, in 'n mate. 'n ander plek, maar dieselfde woorde. Daai dag het Josua 'n geskenk ontvang van die Vader. 'n geskenk vir die volk van Israel. 'n geskenk waar hulle moes geleer het om gehoorsaam te word. Maar hulle kon nie daarby hou nie. Jy sien, ons, nadat ons ook wedergebore is, dink almal ons moet heilig wees. Ons moet perfek wees. Jy sien, dit is iets waarna toe ons werk en streef, en dis hoekom ons volgelinge van Christus is, want niemand van ons kan soos Christus wees nie. Nie een van ons is perfek nie. Ons almal maak foute. Maar die feit bly staan is dat ons skoene kan uittrek en buig voor ons Vader en sê, ons is swak. Want jy sien, daai oomblik toe die leerowerste voor Josua gestaan het hy moed gekry. Hy het geweet die Here is met hom. Alhoewel hulle nou deur die rivier gegaan het op droë grond, het hy geweet die Here is met hom. Maar nou het hy baie meer moed as voorheen. Want hier sien hy die leier van God se weermag voor hom staan. Wat 'n wonderlike gebeurtenis. Voordat hulle nog die mure van Jerigo laat val het dit plaasgevind. Nadat die volk besny was. Nadat hulle deur die water is. Wanneer ons gedoop word en ons gaan deur die water, dan word ons weergebore. En jy sien, dan werk ons tot heiligmaking. Dan begin die dinge gebeur. Net so is hulle deur die water en toe is hulle besny. Want nou moet hulle werk en die plek reinig. So moet ons onsself reinig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie
dat ons kan wakker word, Here, en die natuur kan hoor wat uitroep en U loof en prys. Vader, dankie dat ons met ons monde ook in ons harte U kan loof en prys, Here, want U alleen is waardig. Dankie, Here, dat ons U kinders genoem kan word. Dat ons nie perfek is en foute maak, maar in opdrag kan opstaan en gehoorsaamheid kan opstaan. Here, want U alleen is waardig vir ons om te aanbid. En daarom roep ons uit na U. Ons roep uit na U, Vader, want U is die Alfa en die Omega. U is die Allerhoogste, bo alles, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.